Goeiemôre, dis dan 16 April 2025, lesing 263 van die groot Johannes Evangelie boek 2. Ons is nou nog daar op die berg oor die droom wat Jara gehad het, wat nie 'n droom nie, sy het 'n geesteservaring gehad. Maar al die gaste wat daar was, insluitend die disippels, het dit als in 'n droom ervaar. Vader het dit so bewil, dat hulle alles saam met haar gegaan het, maar asof in 'n droom. Nou word hulle een vir een wakker gemaak, en dis nou hulle ervarings. Yeshua, ek sê aan Raphael, wek eerste my Simon Juda, Petrus. Raphael wek Petrus en hy kyk vol verbasing om hom heen en sê na 'n oomblik, het ek dan werklik geslaap? Dit voel vir my asof ek die hele nag helder wakker was. Maar nou sien ek tog dat ek vasgeslaap het. Terwyl ek geslaap het, het ek egter sulke wonderlike drome gehad, dat ek my nie kan herinner dat ek dit al ooit gehad het nie. Regtig, meester, hierdie drome kon geen bedrog gewees het nie. Yeshua sê vir hom, kyk eens rond, miskien ontdek jy aan die berg die een of ander verandering waarvan jy vermoedelik ook gedroom het. Petrus kyk dadelik in alle rigtings en sê, o meester, helaas werklik, daarvan het ek gedroom, en nou, kyk nou, alles uit die heldere droom het gebeur. Petrus wou nog meer sê, maar ek, Yeshua, sê aan hom, wek eers die ander leerlinge, voor jy verder vertel. En Petrus doen dit. Die leerlinge rig hulle van die grond af op, en verwonder hulle eweneens oor dit wat hulle nou eers merk wat gebeur het, terwyl hulle geslaap het, terwyl dit vir hulle gevoel het, asof hulle die hele nag weer volkome wakker was, en ongehoorde wonders gesien het. Maar Judas, dis nou Iskariot, sê, ek glo nog steeds nie dat ek geslaap het nie. Ek het tog met jou, Simon Juda, allerlei dinge bespreek, en jy gaan steeds teen my en sê ook aan my, al hierdie wonders sal jou nie teehou, om ons almal vir 'n paar silwerstukke te verruil nie, waaroor ek baie kwaad geword het, en jou oor 'n rotsbank na benede in die see wou werp. Maar toe pak ons Thomas my en trek my op die grond terug. Sê eers, broer Simon, weet jy regtig niks daarvan nie? Petrus sê, geen woord nie, ek weet glad nie of ek iets oor jou gedroom het nie. Yeshua sê, kyk julle eens rond of daar in werklikheid geen dinge gebeur het wat julle in julle droom gesien het nie. Die leerlinge gaan nou na alle kante van die berg toe en verbasing styg op. En Andreas sê, tot nou toe het ons in die kort tyd van 'n half jaar soveel wonderbaarliks gesien en gehoor, dat 'n mens nouliks sou glo dat daar nog maar iets moontlik sou wees, wat as 'n nog groter wonderwerk aangeteken sou kon word. En tog staan ons verstand opnuut stil. Ons drome word werklikheid. Ek sien die engel wat deur Jare uitgekies is, wat eerste al die water van die see in die hoogte opgehef het in die vrye lug, 'n reusagtige groot druppel daarvan maak, en ek sien met my eie oë die kurkbloë bodem van die see, en die mooie parelmossel wat Jare as aandenking van die bodem opgeraap en in haar romp bewaar het. Vervolgens sien ek hoe die engel op 'n wens van die lieftallige dogter van Elohim hierdie berg aan alle kante in 'n oogwenk goed beklimbaar maak. En kyk, dit is nou ook werklikheid. Met watter woorde en goeie dade sal ons majesteit en meester nou gaan prys. Waar is die engel nou, wat die gloeiende gedagtes in ons harte lê, wat ons waardig ag om voor hom uit te praat? Hoe word ons nie nou tot minder as niks voor hom, die almagtige ewige Elohim nie? Hierdie Andreas is 'n apostel wat nie baie gepraat het nie, hy was 'n baie stil man, maar wanneer hy praat, dan het hy baie sens gepraat, soos nou hier, waar hy Yeshua erken as die Allerhoogste en hom prys. Ons vaders het gebeef aan die voet van Sinai, toe hy met donder en bliksem op die brandende berg aan Moses die apartgestelde wette van die liefde gegee het. En toe Moses van die berg afdaal,
het die goddelike majesteit van sy gelaat sterker gestraal as die middagson, en hy moes sy gesig met 'n 3-dubbele doek bedek, sodat die volk hom kon nader. Dit staan alles in die Bybel, in die wet. Nog lang daarna profeteer die gewyde sieners van Jahwe, wanneer, na voorafgaande voorbereiding, hulle hoof vir kort tyd met die doek van Moses bedek word, en tot op hede verbaas ons nog oor hulle groot wysheid. En hier is hy self, wat op Sinaï gedonder het. Sinaï gaan groei onder die stap van sy voete. Kan ons dan in sy almagtige teenwoordigheid koud bly, soos 'n barre winternag? Staan daarom op en gaan gou na hom toe, want hy alleen is meer as gewyd of heilig. Slegs hom kom alle eer toe, alle roem, alle liefde en alle aanbidding. Deur hierdie toespraak van Andreas word alle leerlinge, behalwe Judas, wat Andreas 'n oordrewe dweper noem, van vurige liefde vervul. Kom na my toe en roep my 'n geesdriftige Hosanna toe as oggendgroet. Dis interessant dat hierdie hart van Judas Iskariot, wat so wêreldse gesinde mens was, koud bly by enige iets wat oor Yeshua gesê word. Al staan hy daarby, al sien hy al hierdie goed. Sy hart is nou so ijskoud, soos wat hy Andreas sê, soos 'n barre winternag. Was geen warmte nie. Al wat hy wou doen, hy wou Petrus afsmyt by die berg, toe dinge nie na sy sin gesê word nie. En dit is wat ons gaan kry wanneer ons met hierdie wêreldmense te doen het. En ek is jammer om dit te sê vandag, dat almal wat hierdie nuwe openbarings verwerp, wat deur Jacob Lorber vir ons gebring is en Bertha Dutt, is almal Judas Iskariote. Hulle harte is te koud om hierdie waarheid te aanvaar. En as ons dit nou globaal bekyk in ons land, dan is daar maar een gemeente wie se harte hierdie woorde aanvaar, asof dit Godspraak is. Ek beskou hierdie woorde op gelyke vlak met die Bybel, en in sommige instansies hoër as die Bybel. Want dit is Yeshua wat praat, en jy hoef dit nie. Jy hoef nie 'n vreeslike slim, intelligente Hebreëse kenner te wees om te weet dit is sy woorde nie. Die liefde wat uit hierdie woorde straal, en die almag wat uit die woorde straal, sê vir jou dit is hy. Want vir hom is alle dinge moontlik, met Vader wat in hom is, want hy en die Vader en die Gees is een. Die volgende hoofstuk 1:4, die volmaakte mens. Deur die luide lofgesang ontwaak ook al die ander en meng hulle dadelik in die koor van die leerlinge. En ek laat hulle almal uiting gee aan hulle gevoelens. En Jara omklem my voete en huil van oorgroote vreugde en saligheid. Dink nou aan Jara, dogter van Sion, teenoor die ander een wat daar staan, Judas Iskariot. Toe sy ongeveer 'n halfuur van vreugde aan my voete gehuil het, en die leerlinge hulle môregroet beëindig het, rig die kleintjie haar op en sê met veel betekenende stem: O aarde, wanneer sal jy weer so geseënd wees, om deur hierdie voete betree te word? Swygende moeder van die sonde, voel jy nie wie die een is wat nou op jou staan nie? Nee, jy voel dit nie. Jy kan dit nie voel nie, want jy is te dood en te klein. Hoe sou jy kon verstaan wat vir die oneindige ruimte en vir al die tallose ontelbare wesens daarin te ondenkbaar groot en te heilig is? Waar sal ek begin en waar eindig om maar sy heerlikheid te besing, soos wat dit sigbaar word in een doudruppel? Want hy, Elohim die ewige, is tog dit, wat sowel die doudruppel as die eindelose groot ligwêrelde skep. O Meester, o my Elohim, vernietig my tog, want my hart verdra nie die te vurige liefde vir U nie. Toe ek die glansrykheid nog nie geken het nie,
het ek van u as 'n volmaakte mens gehou. Ek het wel vermoed dat die suiwer goddelike gees in u is. En my hart hou onuitspreeklik baie van hierdie gewyde of heilige gees. Maar tog het ek aan u gedink, as 'n seun van die Allerhoogste. Maar nou het alles 'n ander vorm aangeneem. U is die Allerhoogste self. Buiten u is daar geen ander nie. Vergeef my daarom die kleinste stofwurmpie, wat in haar aangebore blindheid dit gewaag het om u as 'n mens lief te hê. En dit is hierdie groot erkenning, dat buiten Yeshua daar geen ander God is nie, wat die dogter van Sion ook tot daardie gevolgtrekking gekom het en daardie openbaring gekry het, wat jy net in jou hart kan kry, en wat jy net kan kry as jy jou besig hou met liefdeswerke. Daadwerklike liefdesdade wat dan vir jou onder die twee wette van die liefde stel. Liefde vir die Vader en liefde vir die naaste. Sonder daai twee wette wat nagekom word, kan jy nie hierdie openbaring kry nie. Kyk maar net vir Judas Iskariot. Hy het nog geen werke van liefde ooit gedoen nie. As hy iets moet doen, dan kry hy die krag van Vader, dan gaan verkoop hy dit. Maak mense gesond, dan vra hy geld. Al hierdie dinge is vandag eienskappe van die wêreldkerkgees. Daar is net 'n ou klein dogtertjie aan die einde van die tyd wat Yeshua herken wie en wat hy is. Al bely al die mense vir Jesus in die kerke. Hulle doen dit, maar die vraag is of hulle die gebooie nakom wat hy vir ons gegee het. Want as hulle die gebooie nagekom het, dan was daar nie vandag 'n nodigheid vir 'n Philadelphia ark deur privaat mense nie. Dit is die werk wat kerke moes doen, dis waarvoor hulle op die aarde is. Maar helaas doen hulle dit nie. En word ons oorval deur honderde oproepe in 'n maand van mense wat glad nie behuising het nie, en wat op die straat is, of wat in hulle karre woon, en wat geen hulp by die kerke kry nie, hulle word daar weggewys. Eerstens omdat hulle nie lidmate is van die kerk nie, en tweedens omdat hierdie mense se harte verstok is, net soos Judas. Nou sê Yeshua vir haar, my kindjie, daar is niks te vergewe nie. Bly maar op hierdie wyse van my hou, want ek sê nou vir julle almal, wie my nie lief het soos jy nie, my liefste Jara, my lief gehad het en nog lief het nie, sy liefde is vir my geen liefde nie. Wie Elohim nie as 'n volmaakte mens lief het nie, kan nog minder sy naaste lief hê. En hier is die sleutel. God is 'n volmaakte mens na sy opstanding vir ewig. Voordat hy op die aarde gebore was hy in ontoeganklike lig gehul. Kon niemand hom nader nie. Hy het wel in die Ou Testament van 'n engelliggaam gebruik gemaak met die naam van Melchisedek. Maar nou moet jy hom lief hê soos 'n mens. Want Elohim is nou 'n mens. Hy het mens geword vir ons. Nie omdat hy mens vir enige ander rede wou geword het nie. Hy wou gehad het dat ons wat op hierdie mensvlak moet leef op aarde, vir hom as 'n mens kan lief hê, want ons kan nie iets groter en meer as 'n mens lief hê nie. Ons kan dit wel vereer en groot dinge sê en allerhande, soos die heidene ter kere gaan voor hierdie God van ons en dalk offers bring en al die dinge. Maar al wat hierdie volmaakte mens, God Elohim wil hê, is jou hart. Dis al, hy wil net hê jy maak jou hart oop en hy kan in jou hart woon. Dis al. En as jy God nie sien as een in Yeshua nie, dan kan jy hom nie as 'n mens lief hê nie.
Hoe kon die volk hom lief hê as 'n mens op die berg Sinai? Hulle kon nie. Toe Vader op 'n stadium praat van daai berg af, toe skreeu die volk vir Moses, sê God moet stil bly, ons kan dit nie vat nie. Want hulle harte was verstok, hulle kon nie sy stem hanteer nie. Want dit was te volmaak, te vol krag, goddelike krag. Toe sê hulle vir Moses, gaan jy maar op, dan hoor jy by God wat hy te sê het, en dan bring jy dit vir ons, en ons sal luister. Wat hulle ook nie gedoen het nie, toe Moses die eerste keer terugkom van die berg af met die 10 gebooie, toe aanbid hulle 'n goue kalf, dans hulle net soos al die heidene, om 'n goue kalf. En daar is ook getuienis dat daai woorde wat gebruik word, speel, ook te doen gehad het met seksuele brassery en absolute ontoelaatbare praktyke. Dit is hoe hulle gespeel het. Hulle het nie 'n bal rondgeskop nie. Hulle het met baie lelike dinge besig, was met baie lelike dinge besig. En dis toe Moses so kwaad word, toe gooi hy die gebooie stukke. So, nou is hy vir ons daar as 'n mens, sag, vol liefde kom hy na jou toe. Al is jy 'n sondaar, moenie dink jy is nie waardig nie. As jy die wil het om reg te kom en om te draai van jou sonde, dan sal hy altyd daar wees om jou hand te vat. Want sy gees is deurdringbaar, deurdring alles. Selfs die swartste nag van duisternis. Kom ons dink maar aan mense wat vasgevang is in satanisme. Daardie gees van Yeshua gaan deur al daai drek wat jou vashou en na die hart toe van die mens wat 'n opregte wil het. En ek lees baie getuienisse van juis sulke sataniste wat tot die lig gekom het. Maar aan enige ander sonde wat jy vasgekneg is, hê hom lief soos 'n mens, en dan is sy krag vir jou tot beskikking. So belangrik. As daar egter geskryf staan, dat Elohim die mens geskape het na sy ewebeeld, wat moet Elohim dan anders wees, as die mens sy ewebeeld is? Dan ook 'n mens, maar dan natuurlik heeltemal volmaak, want ons is onvolmaakte mense. Of sien ek daar nou anders uit as 'n mens, omdat jy, my kindjie, 'n paar baie klein druppeltjies van my glansrykheid gesien het? Jara sê, o nee, jy lyk nog steeds dieselfde, en in my hart het dit ook nie anders geword nie. Ja, ek sou van pure liefde, nou nog liewer heeltemal in my hart, ek sou u van pure liefde nog liewer heeltemal in my hart wil hê. Ek sou u so stewig wil omarm, dat my arm sou skeur, en u dan nooit meer loslaat nie. Ja, ek sou u gesig met ontelbare kusse wil oordek, en nooit meer wil ophou om u te kus nie. Kortom, ek het heeltemal geen woorde om te sê, wat ek uit pure liefde alles vir u sou wou doen nie. Dat ek my plek verloor. Maar u is nou die mees heilige, allerhoogste goddelike wese, en ek dink daarom in my hart, dat ek veels te onwaardig is, om u so lief te hê, asof u 'n mens sou wees. Maar ek het nou wel 'n idee daarvan, wat ek kan en mag, maar tog hou my hart geen rekening daarmee nie, en hou nog vuriger van u as vroeër. Yeshua sê vir haar, dit is goed so, laat jou siel maar altyd as op die opregte wens van jou hart volg, en ontsteek daarin 'n heldere vlam, dan sal die hele siel weldra lig word, en die gees van Elohim sal in haar opgaan soos 'n son, en in sy lig en in sy lewenswarmte sal die saad van Elohim dan ontkiem, en die siel vir die ewige lewe voorsien van die vrugte van die lewe.
En so kan julle nou hier sien, hierdie meganisme wat vir ons beskryf word, maak dit onmoontlik vir 'n mens wat nie in liefde ontsteek tot Vader nie, of tot Yeshua nie, om 'n lewenswarmte in homself te kry, sodat die saad, hier is die saad, hierdie saad moet nou ontkiem in jou hart, maar as jou hart koud is, dan kan dit nie ontkiem nie. Hierdie saad kon nie in Judas Iskariot se hart ontkiem nie. Hierdie saad kon net absoluut ten volle in Jara se hart ontkiem, en in 'n mindere mate in die leerlinge, wat hom ook lief gehad het. Andreas het hom erken wie hy is, hy het hom geloof en prys, almal het saam toe psalms begin sing, weer eens, sodat hulle harte se vibrasie kon opkom in die lig, en so het hulle ook hulle harte ontsteek, maar hierdie Jara staan uit, en die saad is die opdragte in die woord wat ek en jy moet begin doen, soos die opdrag in vanoggend se lesing, dat ons hom as 'n volmaakte mens moet lief hê. Kry jou God wanneer jy bid, die een wat jy vir jou gemaak het, daar ver, hoog iewers in die hemel, kry hom weg van jou af, en kom in jou gedagtes, en sien vir Yeshua, van sy geboorte af, waar hy gepredik het, sien hom aan die kruis, sien hom opgestaan uit die dood, en dit is Elohim God wie ons moet aanbid, en nie soos die heidene aanbid nie. Hy wil hê, jy moet hom lief hê soos hierdie Jara, want hy sê, dis heeltemal reg, net soos wat jy vir my lief is. Deel alles met hom, deel jou hele dag met hom, in die nag, deel jou nag met hom, en dan sal jy ook soos sy, hierdie wonderlike drome ervaar, en miskien meer, in hierdie tyd gaan hy vir ons gee as net drome, dalk gaan hy vir jou wonderwerke gee om te doen, en dis nie onmoontlik nie, maar die gees van Elohim in die mens, kan slegs gewek word deur die liefde tot Elohim, en uit die liefde tot die liefde vir die naaste. Ek het dit verdink, want dit is so belangrik, en hierdie gees noem ons die troostergees, die gees van waarheid, wat Yeshua van getuig in Johannes 14 tot Johannes 16, sê, hierdie gees sal ek vir julle almal gee wat my lief het, en hierdie gees sal julle in die waarheid lei, en hierdie gees sal van my getuig, en hierdie gees sal aan julle die toekomstige dinge verkondig. Wat ons nou het in al hierdie Lorber boeke en Bertha boeke, dit getuig net van Yeshua alleenlik dat hy God Elohim is. En daar is so baie profesieë in hierdie boeke. Ons lees nou juis 'n profesie, Jara, wat eintlik profeties na die dogter van Sion aan die eindtyd heen wys. Maar in Bertha dat is daar openlike direkte verwysings na wat gaan gebeur op die einde, of aan die einde, die oorlog, die katastrofes, die antichrist wat gaan regeer, die voorloper wat sal kom, Elia, om ons te help. Al hierdie dinge word deur hom sonder gelykenis gegee, ook man tot man, een tot een. Bly jy dus maar steeds so van my hou, want die liefde is meer werd as al die pragt wat jy met jou oë gesien het. Maar nou sal ons ook na die ander luister, en ons laat vertel watter indruk hierdie nag op hulle gemaak het. Nou die gaste het nog nie kans gekry om te praat nie, dit was net die apostels of die leerlinge. Weereens 'n wonderlike getuienis vir ons, en op die ou einde kom het maar net altyd terug tot die liefde. En hoeveel keer het ek nou alweer gelees in Facebook en al die mense se beredenasies. Hulle is so siek vir die woorde liefde, liefde. En hulle kla ons aan, die dogter van Sion, o ja, al wat hulle van praat is net liefde, liefde. En dit is maar net soos wat teen Jara ook opgetree is.
in vorige hoofstukke. Want haar liefde was so groot vir Yeshua. En dis al wat belangrik is vir jou en my. Daar is nie iets anders nie. Baie dankie.